Dag sê ritme familie, waar jy ook al kyk, hier of daar of deur, jy is baie welkom. Ritme is bedoel vir elkeen wat die Here se woord liefhet. Ons ritmeer digitaal elke week en vandag is geen uitsondering nie. Ons is uitverkoop aan die Bybel, ons is uitverkoop aan die Here, ons is uitverkoop aan die evangelie. Daarom is dit Johan en my se verwagting en geloof en hoop dat jy elke keer die onverdunde woord van die Here sal hoor en dat dit in jou lewe 'n groot impak sal maak. Baie welkom, dit is so lekker om saam met jou elke keer te mag reis. Vir jou wat digitaal ingeskakel is en ook vir elkeen naby Pretoria wat elke Sondag aand om 6uur in die kwartaal so welkom is by King Price se spasie. Wel, dit is tyd vir Ritme Digitaal. Hier gaan ons. En sommer van my kant af ook wees gegroet en sommer ook van my kant af wees baie welkom. Dis vir ons baie belangrik of dit nou ritme in huis is en of dit nou ritme digitaal is, dat jy moet baie tuis voel en moet baie welkom voel. Ons doen hierdie spesiaal vir jou. En ons beweeg in die Paastyd en ja, wat 'n aangrypende tyd is dit nie. Net om dan weer die bewus te raak, wel, ons moet elke dag van die lewe die bewus wees hiervan, maar hierdie is nou spesifiek in die Paasvrydag, Paasmaandag, die opstanding Sondag, dit is waar ons nou is, en dan dink 'n mens net met die mooiste herinneringe, en met die grootste dankbaarheid terug, aan wat Jesus werklik vir my en werklik vir jou gedoen het, want ja, ek dink ons koppe is doodgewoon te plat, ons verstand is te klein, om dit werklik te begryp en dit werklik te verstaan. Maar ek dink tog die Here gee vir ons, ek dink verseker, die Here gee vir ons die vermoë om genoeg te verstaan. En dis hy wat vir ons daai wysheid gee, dat die genade wat hy vir ons kom bewys het in hierdie tyd, dat dit ons lewens aanraak en dat dit ons lewens vir altyd en altyd verander. Saam daarmee, ek bedoel, dink ek terug aan Kerstyd, toe God die evangelie in aksie begin sit het. Dit is toe hy sy seun aarde toegestuur het. En dan Paastyd, die tyd van die kruis. So, ek vra 'n vraag vandag. Waar begin dit? Waar begin 'n mens se lewe werklik? Daai oorwinningslewe en oorvloedige lewe en 'n lewe met 'n nuwe identiteit, 'n nuwe mens met nuwe naam, nuwe hoop, nuwe alles. Waar begin dit alles? En dit het alles met die evangelie te doen. Ek wil begin op 'n vreemde manier. Ek wil gaan na een van die beste musikante ooit in die wêreld, Bono van U2, wat die volgende woorde gesê het. Net so te loop, as jy wonder enigstens oor Bono, gaan lees hy goed, gaan lees oor hom, 'n wonderlike, pragtige kind van die Here. The most powerful idea that entered the world in the last few thousand years, the idea of grace, is the reason I would like to be a Christian. Oor genade wil ek 'n Christen wees, oor genade is ek 'n Christen, oor genade wil ek Jesus volg, oor genade wil ek God as Vader hê. Dit is basies wat Bono hier sê. Hy gaan aan. I can't live up to it. Ek kan dit nie verdien nie. But the reason I would like to is the idea of grace. Genade maak dit moontlik. Ek kan nie, maar genade maak dit moontlik. It's really powerful, en hy so reg. As daar nou een powerful ding in hierdie lewe is dit die krag van genade, want dit verander jou lewe vir altyd. Die baie bekende geestelike skrywer, spreker, baie dinamies, is 'n Amerikaner, maar hy's 'n Amerikaanse Chinees, is 'n man met die naam Francis Chan. Nou, ek het 'n hele klompie van sy boeke al gelees, en as ek het reg onthou, in sy boek Crazy Love, skryf hy die volgende woorde. Dit is eintlik 'n gebed wat hy skryf vir die Here. Hy sê, Heavenly Father, thank you for your grace. Ek wil amper sê, dit is so kinderlik, dit is so opreg, dit is so mooi. Dit is net, Hemelse Pa, Hemelse Vader, dankie vir genade. En dan gaan hy aan, your forgiveness is so good that I struggle with believing it at times. Thank you for rescuing me from myself and giving me your Holy Spirit. Your love is better than life.
Mense, ons praat oor vergifnis en 'n God wat vergewe, soos ons praat oor spek en eiers vir ontbyt. Besef jy dat vergifnis, vryspraak, is jou diepste behoefte, al weet jy dit nie. Jy wil nie elke aand met 'n skuldgevoel gaan slaap nie. Jy wil nie elke aand in skande gaan slaap nie. Jy wil nie elke tree wat jy deur die lewe gee as 'n skuldgevoel belaaide mens doen nie. Jy wil nie die lewe so doen nie. So, wat het jy nodig om vry te wees? Vergifnis, vryspraak. Jou diepste behoefte in hierdie lewe is vergifnis en vryspraak. En daarom hierdie mooi woorde, your forgiveness is so good that I struggle with believing it at times. En dan, thank you for rescuing me from myself. En dis wat Boune ook basies hierso gesê het van, I cannot live up to it. I can't live up to it. Maar genade maak dit vir my moontlik. En dis 'n ding wat ek en jy baie goed en baie mooi moet verstaan. Ons is verskriklik bewus, daar's 'n God. En ons het 'n prentjie van hierdie God wat vir ons dophou. Hy kyk vir jou fyn. Hy kyk vir jou uit. En hy's 'n redelike kwaai God. En hy's 'n redelike ou man. Baie keer die verkeerde prentjie totaal verkeerde prentjie wat ons van God het. En hy hou vir jou dop, laat jy nou net 'n voet verkeerd sit. En hy is die hele tyd besig om vir jou te sê, luister, dis nou tyd dat jy bietjie meer van die goeie goeders doen. Dis nou bietjie tyd dat jy bietjie meer Bybel lees, dis bietjie tyd dat jy nou bietjie meer bid, en dis nou bietjie tyd dat jy meer geld gee, en dis nou bietjie tyd dat jy meer omgee vir mense, en so kan ek nou aangaan. Meer van die goeie. Myself, ek. En dan moet ek moet minder van die slegte. Ek moet ophou vloek, ek moet ophou lelike taal, vuil taal gebruik. Ek moet ophou om te skinder. Ek moet ophou om kwaad te wees met mense en ongeskik te wees. En ek moet ophou met whatever in jou lewe. Bring dit in jou konteks. Meer van die goeie, minder van die slegte, en terwyl ek nou hierdie goed nou doen, en ek nou die boksies tik by hierdie prentjie van God wat ek nou het, al die regmerkies wat ek nou kry, is ek so besig om teen 'n leer op te klim na die hemel toe. Ek verdien myself. Paul nou sê reguit, I can't live up to it. Francis Chan skryf hier, rescuing me from myself. Mense, dis die een ding van Paastyd, dis die een ding van die evangelie, dis die een ding van God en van Jesus wat ons baie mooi moet verstaan. Jy kan leer klim tot jy blou is in die gesig, dit gaan jou nie help nie. Ja, dis baie goed om Bybel te lees en nie te vloek nie, en om meer te bid en kerk toe te gaan en nie te skinder nie, dit wonderlike goed. Maar daardie goed is die vrug van bekering. Dis nie bekering nie. Dis die vrug van 'n verhouding met God. Dis nie hoe jy in 'n verhouding met God kom nie. Daar's 'n groot verskil. En dis hoekom Paastyd, Paasnaweek, Goeie Vrydag so ontsettend belangrik is. Ons leer is futiel. Nou hier's nou Johan se verduideliking daarvan. God het 'n leer afgebou na jou toe en na my toe. Hy het afgeklim met 'n leer. Hy het sy seun gestuur, maar die belangrike simbool vir my wat die leer is, wat die een vervang van my goeie werke, is die kruis. Dis God se leer waarmee hy afklim na jou toe en my toe. Dawid se woorde in Psalm 40, reg aan die begin van Psalm 40, wat hy uitroep na die Here, wat hy sê, die Here het my opgeroep gehoor. Hy het na my toe afgebuig, hoor mooi, hy het na my toe afgeklim, en hy het my uit die modder uitgetrek, en hy het my voete weer op 'n vaste rots gesit. Dis die evangelie, dis wat Jesus kom doen het. Dis nie ek wat opklim na hom toe nie, dis hy wat afkom na my toe. En dis wat genade is. Ek sê altyd, genade kom haal my. Ek vind genade en genade vind my. Ek vat genade en genade vat my. Dit is na twee kante toe, maar dit is alles God se werk. Ek kan dit nie uit my eie krag doen nie. Ons sukkel met genade. Hoekom? Want ons wil verdien. Ons wil presteer. Ons soek die regmerkies. Ons wil self daar kan kom. Dan wil ek vir jou vra, as jy nou teen daai leer kon opklim na God toe,
Hoekom het Jesus enigstens aarde toe gekom? Gee my een rede. Hy het sy tyd kom hoor. Ek kan myself red. Ek kan self in 'n verhouding met God kom. Maar juis omdat ek dit nie self kan doen nie, omdat ek nie deur my verdienste, prestasie en goeie werke die leer kan opklim nie, daarom het hy afgekom. So ons sukkel, ons wil verdien, ons wil presteer. Ons glo niks is verniet nie. Niks is gratis in hierdie lewe nie. Nou mense, ons moet nie speel met genade nie. Genade is gratis, absoluut gratis. 100%, dis 'n geskenk. 'n Geskenk stuur jy nie vir iemand 'n geskenk met 'n invoice nie. Dis gratis, maar dis duur. Dis duur. Die kruis was duur. Jesus wat sy lewe gegee het was duur, die duurste geskenk ooit. En ons sukkel met skande, ons sukkel met skuld. En daarom sukkel ons om genade te vat. 'n God wat so goed is, so good, om die woorde van Francis Chan te herhaal, so good. Hy is so goed dat ek dit eintlik nie kan verstaan nie, dat dit eintlik 'n bietjie far-fetched is. En in 'n sekere sin is dit. Genade is too good to be true, maar dit is true, dit is die waarheid, dis wie Jesus is, hy is genade. Nou Paulus help ons baie mooi. Daar's 2 plekke in die Bybel spesifiek wat ek vir jou wil lees. 2 Korintiërs 5 vers 21. En omdat hierdie verse so belangrik is, gaan ek dit vir jou uit 2 vertalings uitlees. Die bekende 83 vertaling wat ek dink die meeste van ons gebruik, 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Christus was sonder sonde. So ons weet dit, Jesus het nooit sonde gedoen nie. Maar God, ek sê altyd daai is die belangrikste maar in die Bybel, maar God het hom, hierdie Jesus wat nooit sonde gedoen het nie, in ons plek, jou plek, my plek, as 'n sondaar behandel, sodat ek en jy deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Hoor gou wat is die uitkoms? Vrygespreek, vergewe jou diepste behoefte. Jy's vry van skuld, vry van skande. Jy kan as 'n vry mens leef. Hoekom? Want God het Jesus in my plek as 'n sondaar behandel. Nou dit word verskriklik mooi geskryf in die Nuwe Testament, 'n vertaling wat so die moeite werd is om aan te skaf. Die Nuwe Testament, 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus het nog nooit enige sonde gedoen nie. Nogtans het God hom soos 'n sondaar behandel aan die kruis. Dit het hy gedoen sodat hy ons nie so sondaars hoef te behandel nie. Op hierdie manier het Christus ons verhouding met God herstel. Hy het gesorg dat ons almal wat deur hom vrygespreek is weer God se vriende kan wees. Dit is mooi geskryf. Dis 'n verskriklike mooi vertaling. Hy het hom soos 'n sondaar behandel aan die kruis. Sodat ek en jy, kom ek lees dit vir jou, sodat ons nie so sondaars hoef behandel te word nie, sodat ons nie aan die kruis hoef te hang nie, sodat ons nie aan die kruis sterf nie. Hy sterf in ons plek met jou sonde, met my sonde, op hom. Al jou sonde, nie net sommiges nie, al jou sonde. En dan hierdie, hy kom herstel ons verhouding met God. Ek en jy kan dit nie doen nie. We can't live up to it. Ek kan nie, jy kan nie. En ons is vrygespreek, sodat ons weer God se vriende kan wees. Wow, ek vriend van God, jy vriend van God. Dis die boodskap van Paastyd. Dis die boodskap van die kruis en van die leë graf. William Barclay, hy sê die Christelike geloof het niks te doen met wat ons vir God kan doen nie. En alles met wat hy vir ons gedoen het. Ons kan op geen manier God se guns wen of sy vryspraak verdien nie. En ons hoef ook nie. Van begin tot einde is dit 'n saak van gratis genade. So hoor mooi. Ek en jy kan niks doen nie. Niks. Want God het alles gedoen. So ek en jy moet op 'n plek en 'n punt in ons lewe kom dat ons hierdie verstaan, sodat ons God alles in ons lewe kan maak, dat hy voorloop in ons lewe, dat ons hom volg. En dan sê weer, dankie Paulus, vir Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hoekom redding? Hoekom die herstel van die verhouding met God? Hoekom vergifnis en vryspraak? Julle is uit genade gered.
Deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Daar is dit weer. Hier sit nou net hierdie keer reguit in die Bybel. Dis nie jy nie. Dis nie ek nie. Dis nie ons pogings nie. Dit is 'n gawe van God. Dis God wat dit vir ons as 'n geskenk gee. Hy stuur sy seun as 'n geskenk. Hy stuur Jesus Christus toe, dis 'n geskenk vir my en vir jou. Weer die Nuwe Testament. Julle is uit genade gered, verniet en onverdiend. Twee baie belangrike woorde wat ons mee sukkel. Verniet en onverdiend. Julle is gered omdat julle glo. Julle het nie julleself gered nie. Dit is 'n geskenk wat God verniet aan julle elkeen gee. Ek sê weer vir jou, mense, 'n geskenk kom nie met 'n invoice nie. Dan is dit nie meer 'n geskenk nie. Jesus word vir jou en vir my as 'n geskenk gegee deur God die Vader. Ons word vriende van God genoem. Ons verhouding met God is herstel. Dit is die diepte van die evangelie. Dis die krag van genade. Powerful, soos ons net in een van die aanhalings gelees het. Ek wil jou vertel van 'n baie bekende geestelike leier op die oomblik in die wêreld. As jy nog nooit van Craig Rochelle gehoor het, jy skaf gerus vir jou een van sy boeke aan, die absoluut die moeite werd om te lees. Hy's baie goed ook veral met geestelike leierskap. Hy's van Life Church in Amerika. En toe hy nou 'n klein seentjie was, het hy 'n onaangename ervaring gehad in die laerskool, toe hy nou 'n Bible Club bygewoon het, soos hy dit noem, oor die vakansietyd. En volwassenes hom half gedreig het, as jy nie weet waartoe jy gaan nie, dan moet jy weet, jy's op pad hel toe, jy weet, en die man, die klein seentjie het hom doodgeskrik. En hy het 'n bang vir God ontwikkel. Let wel, nie 'n vrees nie, nie 'n in awe vir God nie, 'n bang. God wil straf, God wil mense hel toestuur, daai prentjie van God het hy gehad. Hoërskool, woon 'n erediens by, sy hart word geraak, hy maak 'n afspraak met die pastoor, hy is so min of meer 16 jaar oud, nou mense, as 'n 16-jarige afspraak maak, dan gryp jy dit. En wat het die pastoor van die dag gesê? Jy moet ophou hiermee, jy moet ophou hiermee, jy moet ophou hiermee, jy moet ophou hiermee, en jy moet meer van dit en meer van dit is 'n verspeelde kans om die evangelie vir 'n jong man te verduidelik. En hierdie spesifieke vers wat ek nou net vir jou gelees het, Efesiërs 2 vers 8. Toe Craig Rochelle in sy eerste jaar op universiteit is in Amerika, toe sit hy stoksiel alleen, vinger alleen, ek wil jy moet die prentjie probeer kry, van 'n jong student wat soekend is, wat 'n sat lewe lei. Hy drink verskriklik, hy party verskriklik, hy mors met meisies en met vrouens, en hy lei 'n sat lewe, verkeerde vriendekring, en hulle doen alles wat verkeerd is, en man, ja, erg. En hy sit, maar hy soekend. En hy kom op hierdie vers af. Efesiërs 2 vers 8. Man alleen. Julle is inderdaad uit genade gered. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Julle is uit genade gered, verniet, onverdiend. Julle is gered omdat julle glo. Julle het nie julleself gered nie. Dis 'n geskenk wat God verniet aan julle gee. Nou hy reageer as volg toe hy hierdie vers ontdek. Hoekom het niemand hierdie nog ooit vir my vertel nie? Why didn't anybody tell me? Hoekom het niemand nog ooit vir my genade oopgebreek, genade verduidelik? Nog nooit met my gepraat oor Efesiërs 2 vers 8, 2 Korintiërs 5 vers 21. Hoekom het niemand nog ooit vir my vertel van hierdie Jesus? Ek probeer my bes en ek druip die een toets na die ander in terme van my lewe en karaktertoetse, terwyl Jesus my na hom toe nooi en sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En hierdie jongman gaan stoksiel alleen na die bofbalveld by sy universiteit. Mense, dit is donker. Daar's niemand naby nie. Hy gaan kniel op die middelkolletjie. Dis net 'n simboliese ding wat hy doen. En hy bid 'n gebed wat sê, take my life, take my life. Hy sê self, die ou Craig het gekniel en die nuwe Craig het opgestaan. Wie en wat is hy vandag? Een van die voorste geestelike leiers in die wêreld. Danksy wat? The power of grace. Die krag van genade, die werklikheid van genade. Dit is verniet en dit is onverdiend. Lees ons in Efesiërs 2 vers 8. Ek staan einde se kant toe julle. Die baie bekende Tozer sê,
I am painfully conscious of my need for further grace. Hy sê, ek is diep bewus van genade wat ek elke dag nodig het. Dis 'n aanhoudende ding, dis nie net 'n eenmalige ding nie. Daar's versoekings elke dag, daar's uitdagings en probleme in elke dag van my lewe, and I'm painfully conscious of my need for further grace. Kom ek en jy kom op by hierdie painfully conscious. Hy sê, I'm ashamed of my lack of desire. I want thee, meer van u, Here. I long to be filled with longing. I thirst to be made more thirsty still. Here, 'n dors, sit 'n dors in my, na genade, sit 'n dors in my, na u, Here Jesus. Meer van u elke dag in my lewe. En ek en jy moet leer, dit is 'n daaglikse ding. Dit is nie net 'n eenmalige ding nie. Elke dag is genade. Elke dag, His mercies are new every morning. Elke dag kom gee die Here vir my en vir jou genade vir vandag. Genade vir vandag om die regte keuses te maak. Genade vir vandag om in oorwinning te leef. Genade vir vandag om oorvloedig te leef. Genade vir vandag vir 'n hoopvolle lewe. En so kan ek aangaan. En Tozer is, ek wil amper sê hy's half smeekend hier. En dan sê hy net, o Here, maak my dors na meer van u en u genade. En dan wil ek afsluit met 'n laaste gedagte. Dink aan die onverdiend en die verniet van genade. Kyk in die spieël, spreekwoordelik. Jy weet wat is jou tekortkominge, jy weet wat is jou swakpunte. Die Here kom en hy kom vergewe en hy kom maak nuut. En nou sê hy vir my en vir jou, word 'n kanaal van genade. Laat my genade nou deur jou vloei na ander toe. Moenie jy nou dit stop nie. Moenie jy nou net my genade selfsugtig vat en vir jouself hou nie. Nee, word 'n kanaal van genade. Laat my genade deur jou vloei. En dan kan jy dalk sê, maar hulle verdien dit nie, hulle verdien dit. Dan sê ek, het jy God se genade verdien? Het ek God se genade verdien? Nee. So genade is onverdiend. So kom ons leef met God se genade deur ons, in ons, deur ons, na ander mense toe. En ons versier die wêreld met God se genade. Veral in hierdie Paastyd. Kom ons raak weer diep bewus van genade. Die krag van die kruis, die krag van die leë graf, die opstanding van Jesus wat die dood oorwin het. Kom ek bid vir ons. Here, dankie. Vader, dankie. Dankie dat U Jesus gestuur het. Jesus, dankie dat U hierdie wrede pad gestap het. Hierdie onmenslike pad gestap het kruis toe. Deur Getsemane. En dat U in ons plek gesterf het aan die kruis. Dankie vir genade, Here. Here, dankie, dis verniet. Dis onverdiend. O, Here, maar dis die grootste geskenk ooit. So ons wil opnuut kom sê, dankie, dankie, dankie vir genade. En Here, ja, ek wil saam met Tozer kom sê, maak ons elke dag net nog dorser vir meer genade, en maak ons kanale om hierdie meer genade van U uit te deel in hierdie wêreld. Amen. 'n wonderlike Paastyd vir jou. Ek hoop jy saam met familie en saam met vriende geniet dit verskriklik baie. En ja, raak net weer diep bewus van die pad wat Jesus in jou plek en in my plek gestap het. Here, dankie vir genade. Ek vertrou jy het die boodskap net soveel geniet soos ek. Dit was opbouend, dit was die Here se woord onverdund. As jy wil betrokke raak by ritmebediening, jy is so welkom en jy sien die skakels vir die finansiële bydraes. Baie dankie ook dat jy hierdie bediening ondersteun. Jy is ook welkom om Ritme Digitaal op ons verskillende sosiale media platforms te volg, om hierdie boodskap verder te versprei en om weer daarna te luister. Mag jy 'n lekker en geseënde week beleef.